Geliefdes, vertrou dit gaan sommer baie goed met elkeen van julle. Prys die Here, Pastoor Dion hierso. En ons is weer eens besig met ons studie oor die sonnige natuur en ons vertrou dat die Here deur sy gees hierdie waarheid van die evangelie aan ons harte sal laat opkom soos die môre son. Prys die Here. En dit is, geliefdes, Jesus Christus en hom as gekruisigde. Wanneer ons praat van die evangelie, praat ons van die kruis van ons Here Jesus Christus. Prys die Here, want sonder die kruis sal daar nie 'n opstanding gewees het nie. Die opstanding was verwagtend was bepaal deur die voltooide werk van Christus Jesus. Dieselfde met ons lewe. Baie mense soek die opstanding, maar jy gaan nie die opstanding kry voor daar nie 'n gekruisigde lewe is nie. En kom ek sê vir jou, wat die woord van die Here vir ons leer is dat daar is 'n daaglikse kruis wat ek en jy moet opneem om Jesus te kan volg. En dit is in Lukas 9 vers 23. So, geliefdes, die woord van die Here maak dit duidelik dat ons objektiewe geloof moet lê in die voltooide werk van Christus. Wanneer ek praat van die kruis, praat ek nie van die houtbalk nie, ek praat van die voltooide werk van Christus Jesus. Ek praat van die krag wat daar lê in sy bloed, ek praat die krag wat daar lê in sy naam. En geliefdes, vir ons vir dit om van toepassing tot ons lewe te word, moet ons gehoorsaamheid leer en die toepaslikheid daaraan tot die dood aan die kruis. Dit beteken dat ek is gekruisig saam met Christus en ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. En die lewe wat ek nou lewe in die vlees, lewe ek deur die geloof van die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade nie, want as geregtigheid gekom het deur die wet, het Christus te vergeefs gesterwe. Geliefdes, dis die waarheid van Christus Jesus en hom as gekruisigde, wat ons moet vas staan elke dag en ons geloof moet daar geanker bly. Prys die Here vir sy genade. En as ons kan weet dat alles wat die Here vir ons, dit wat die Here wou gehad het, ons moet weet, is te vind in die woord van die Here. En om 'n oorwinnende lewe te leef, om dit te leef na die wil van God, is om dit te hou na die woord van God, is dit nie? So op die einde van die dag, alles wat God wil hê, wat ons moet hier weet, is in die woord van die Here. En dit werk gepaard gaan met die gees van God in geregtigheid en deur die geloof, waardeur hierdie woord vir ek en jou 'n lig tot ons pad en 'n lamp tot ons voete word. Dis alleenlik in die lig van Christus en wat hy gedoen het, waardeur ons dan ook hierdie lig kan sien en ons voete daarin kan plaas. En dit is die wandel na die gees. As ons dan, soos Paulus sê, as ons lewe deur die gees, behoort ons ook so deur die gees te wandel. Wanneer ek 'n kind van die Here is, wedergebore, moet ek ook dan deur die gees gelei word, ek moet deur die gees wandel. En hierdie, geliefde broers en sissies, soos die woord vir ons leer, is nie net outomaties nie. Ons moet onsself beskikbaar stel as 'n werktuig van geregtigheid, sodat ons kan vrug dra. En die vrug van die gees is die vrug van geregtigheid. Dis alleenlik deur Christus en wat hy gedoen het, en Christus in en deur ons lewe, waardeur hierdie vrug voortgesit kan word. So ja, die woord van die Here is dit wat die antwoord vir ons gee aangaande die probleem wat elke mens hinder, en dit is die sonde. Die probleem is die sonde en die enigste antwoord is die kruis van ons Here Jesus Christus. Dit wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis, het die probleem van sonde kom regstel. En hy die kruis het 'n dubbelkuur, was 'n dubbelkuur, 'n dubbel oplossing. En die kruis van ons Here Jesus Christus het die sondeskuld betaal van die wêreld, sowel as die mag kom breek van die sonde oor ons lewens, die sondige natuur. En dit is wat ons besig is om te bestudeer, wat ons besig is om te leer, sodat die wat glo, die wat werklik waar in geloof gaan staan, gaan ervaar hierdie dinge en hierdie vryheid en hierdie oorwinning oor die vlees, die wêreld en die duiwel. Prys sy lieflike naam. So ons weet dat dit Christus is en wat hy gedoen het aan die kruis, waardeur ons hierdie oorwinning het. Prys die naam van die Here. Prys sy lieflike naam. So ja, as ek
of enige ander prediker, of enige iemand wat hom voordoen as 'n kind van die Here, as 'n leraar, as 'n prediker, en jou vat na enige iets anderste, behalwe Christus Jesus en hom as gekruisigde nie, vat hy jou weg van die waarheid wat jy moet ken, sodat jy in vryheid kan lewe. Want die woord van die Here sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. En die waarheid is Christus Jesus. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Jesus is die waarheid. Maar vir hom om 'n waarheid vir my te wees, gaan ek moet deur die kruis gaan. Gaan ek moet my geloof anker in dit wat hy vir my aan die kruis gedoen het, sodat hierdie wonderbaarlike ervaring van Christus, die lig van Christus, 'n werklikheid in my lewe kan word. En soos ek die woord lees, soos ek die woord leer in die konteks van die lig, in die konteks van Christus en wat hy gedoen het, kan hierdie 'n toepaslikheid op my lewe wees, en ek kan in gehoorsaamheid begin wandel. So die gehoorsaamheid wat God vereis vir ek en vir jou, is om wat te doen? Om ons geloof te anker van harte in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Die toelating van die krag van die Gees om geregtigheid in my te bewerkstellig, nie my eie geregtigheid nie, maar Christus se geregtigheid, en so ook dan te kan veroorsaak dat ek die vrug van geregtigheid, die vrug van die Gees te kan dra, en Christus te kan weerspieël in my lewe. Dit is wat noodsaaklik is vir my, om die kruis te bypass, om die kruis te omsirkel, om die kruis weg te vat van ons daaglikse oorwinning, ons daaglikse wandel in die Here, gaan vir ons moeilikheid veroorsaak, want ons kyk nou na 'n anti-goddelike manier, al het dit 'n skriftuurlike basis. Die woord van die Here kan in maniere gebruik word wat onskriftuurlik is. Ons kan dit sien in Christus Jesus se versoeking in die woestyn, kan ons gesien het dat die vyand het ook die woord gebruik. Maar Jesus het gesê, daar staan ook geskrywe. Geliefdes, ons moet onthou dat die grootste wapen vandag in die kinders van die Here se lewe en in die kerkewêreld is godsdiens, is hoe kan ek sê, die duisternis wat kom in die vorm van 'n lig. Dit wat dalk maar goed lyk, en dit wat goed lyk word sleg gepraat, en dit wat sleg gepraat word goed gepraat. Geliefde boetie en sussie, dit mag dalk 'n vlaande van goed lyk, of 'n vorm van goedheid hê, of 'n vorm van godsaligheid het, maar die krag word daarvan verloon. Keer jouself weg, sê Paulus, van hierdie mense. En op die einde van die dag is dit almal wat in teenkanting kom teen die boodskap van die kruis, wie ook al dit mag wees, is besig om in teenstand te kom teen God. En dis die enigste manier hoe ons oorwinning kan kry oor die sondige natuur in ons lewe. En ek en jy het nog 'n sondige natuur. Ek en jy is nog in die vlees. Ons is nog nie die verganklike met die onverganklike bekleed nie, geliefde boetie en sussie. Dan sal ons dan vry wees van hierdie sondige natuur. Maar kom ek sê vir jou, die sondige natuur is daar gelos, sodat ons kan weet dat uit onsself uit kan ons nie God behaag nie. Uit onsself uit kan ons nie oorwinning hê nie. Ons is afhanklik van Christus en sy voltooide werk. Ons is afhanklik van die kruis elke dag. En dit is hoekom Jesus gesê het, enigiemand wat my volg, moet homself verloon. Daar's ek uit die prentjie. My eie goed wees, my eie wilskrag, my eie vermoë is eenkant gesit, en ek moet my kruis opneem en Jesus volg. Ek moet my eie persoonlike geloof objektief plaas in dit wat Jesus gedoen het aan die kruis. 'n van harte verlange, halleluja, om Christus vir hom te kan leef. Dis die enigste manier hoe ons dit kan doen, geliefde boetie en sussie, hoe ons in hierdie oorwinning kan beweeg. Halleluja. So baie mense bevind hulle self weer onder die juk van diensbaarheid, omdat hulle nie die boodskap van die kruis verstaan nie, en nog 'n rede is omdat hulle dit verwerp. Want geliefdes, soos ons vroeër gepraat het, dit is nie 'n teologiese jy kan dit nie eintlik teologies bestry nie, maar dit is 'n morele saak.
Dis omdat die mens in homself bewerkstellig dit wat God alreeds in plek gesit het, en dis die weg van die kruis. So ons kan nie daar volgens probeer ons lewe instel nie. Ons gaan nie God kan behaag nie. Ons sien dit duidelik in die woord van die Here. Dit is so duidelik soos daglig. Maar vir ons, om hierdie dinge te leer en om hierdie dinge te beleef, is om dit deur geloof in wat Jesus aan die kruis gedoen het, waar hierdie hart vasgemaak word in liefde tot God, tot gehoorsaamheid aan hom en tot 'n lewe in oorvloed, geliefde broer en sussie. Die ander wat Jesus van praat in Johannes 10 vers 10, die diewe en die rowers wat slag om te roof en te plunder, dis die vyand, maar hy gebruik dienaars van geregtigheid wat hulle voorhou as dienaars van geregtigheid, wat mense wegvat van hierdie voltooide werk van Christus, wat hulle wegvat van die kruis af. En dit, hoe meer mense die kruis verwerp, hoe meer 'n mens wegbeweeg van hierdie, al het dit 'n vorm, al is dit 'n 21 dae plan of kursus of wat ook al, wat godsdienstige dinge in het, maar die kruis is nie die senterpunt, die kruis is nie die anker nie, dan is daar groot probleme, geliefde broer en sussie. Ek wil hê dat jy jou woord sal blaai na Filippense 3 vers 10, en ons sien wat Paulus hierso sê, na al sy jare wat hy die Here dien, wat die Here hom vrygemaak het, wedergebore kind van die Here, gevul met die Heilige Gees, prys die naam van die Here, in diens, halleluja, van God, kom Paulus, en hy skryf hierso in Filippense, terwyl hy daar in gevangene is, skryf hy hierso in vers 3, en hy sê hierso in vers 3 vers 10, sê hy hierso, in Filippense 3 vers 10, sê hy so, sodat ek hom, dis Jesus, kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap van sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding in die dode kan bewerkstellig. Hier sê hy dit, dat ek wil die Here ken, ek wil vir hom leef, ek wil die krag ervaar wat daar is, ek wil hierdie dinge doen, maar daar is nie daai dinge moontlik, as ek nie 'n gemeenskap het aan sy lyde nie, as ek nie aan sy dood gelykvormig word nie. Dis hoekom ons die kruis preek. Dis hoekom die boodskap van die kruis so belangrik is, en Paulus dit stempel, dat dit die krag van God is tot redding vir elkeen wat glo, dat dit die krag van God is, halleluja, en die wysheid van God, Christus Jesus, want sonder die kruis is daar nie ervaring van Christus nie, sonder hierdie geloof objektief in wat hy gedoen het, vanuit jou hart uit, en dis altyd 'n hartsaak, dis nog altyd 'n hartsaak met God. God kyk na die hart, en as daar 'n verlange en 'n dors en 'n honger is na enige iets wat deur God vir jou gegee is om in sy wil te wandel, gaan ek moet daagliks altyd oorgelewer word in die dood vir Jesus wil. Dit is wat Paulus ook in die woord van die Here vir ons sê in 2 Korintiërs 4 vers 12. Ons wat lewe word altyd oorgelewer in die dood vir Jesus se wil. Dis dieselfde wat die psalmdigter gesê het in Psalm 23. U salf my hoof met olie, né? Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil, prys die Here, om Jesus wil, om in spore van geregtigheid te beweeg, is om jou kruis op te neem, en om altyd oorgelewer te word in die dood, dis om jou objectieve geloof te hê, oomblik vir oomblik in dit wat Jesus aan die kruis. Mag die Here vir jou hierdie deur sy gees oopmaak, en mag jy dit ervaar, geliefde broer en sussie, soos die waarheid van die woord tot die lig kom, prys die Here tot elkeen se hart. En nou hoekom sou Paulus sê dat ek hom mag ken? Onthou Paulus, geliefdes, as daar iemand is wat hom ervaar en beleef het, was dit Paulus. Maar hier kom hy in die skrif en hy sê dat ek hom mag ken. En hy bring die kruis na vore, en hy bring hierdie optel van die kruis na vore, want dit is wat hy hier in hierdie konteks van praat, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, né, en die gemeenskap aan sy lyde, en terwyl ek gelykvormig gaan aan sy dood. Die gemeenskap aan sy lyde is wanneer ek gelykvormig gaan aan sy dood, wanneer ek kan ervaar in dit wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis. So Romeine 6 vers 3, dit gaan gepaard met dit,
Nee, is Romeine 6 vers 3, ek blaai nou na Romeine 6 vers 3, dat ons net daarso kan kyk, kosbaar in die woord van die Here, en hy sê hierso, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Hy vra 'n vraag, hy sê, weet julle dan nie, dat toe ek wedergebore deelagtig geword het, dit is in sy dood gedoop, is ek verenig met hom in sy dood. Ek is saam met hom gekruisig. En nou is my verlede, my sonde, alles begrawe, en ek staan saam met hom as 'n nuwe mens. Ons is dus saam met hom begrawe, vers 4 in Romeine 6 vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat soos Christus uit die dode, net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Hierdie nuwe lewenswandel kom wat? Kom deur die heerlikheid van die Vader. En die heerlikheid van die Vader, geliefde boetie en sussie, is nie uit onsself uit nie, dis die Gees van God, halleluja, wat Christus Jesus, halleluja, in ons harte en in ons lewens voortgesit kan word, geliefde boetie en sussie. En Paulus praat nie hier van waterdoop nie, hy praat van die ervaring van wedergebore, die besnydenis na die hart, geliefde boetie en sussie. Hy praat van wat gebeur het toe ons tot wedergebore deelagtig geword het. Ons is saam met hom gekruisig. Daarom moet ons objektiewe geloof en moet ons dit verstaan, dat die opstandingslewe, dit wat ons moet beleef, is alleenlik wanneer ons aan daai ware wingerdstok verbind bly, wanneer ons in hom gekruisig is, en hy, hoe kan ek sê, ons saam met hom begrawe, en saam met hom opstaan. Dit ons vereenheid met hom, en dit wat hy vir ons in die kruis gedoen het. So die opstandingslewe is uitsluitlik gebaseer op die waarheid, dat ons saam met hom verenig is in die gelykvormigheid aan sy dood. Met ander woorde, die opstandingslewe is gebaseer op 'n regte verstaan van die kruis. Ons moet werklik waar verstaan waaroor. Dis hoekom die boodskap van die kruis so belangrik is, die leer van die kruis so belangrik is, dat ons hierdie dinge sal leer uit die woord van die Here, en dat ons in hierdie verrukking van die Gees en hierdie opstandingslewe kan lewe, oorwinning oor die vlees en die wêreld en die duiwel, dat hierdie lewe van oorvloed wat Christus ons beloof het, dat ons dit kan beleef en ervaar. Jy sien, die gemeenskap aan sy lyde is nie soos wat sommige dink, dat dit is nou maar die harde bed wat jy op slaap, is nou maar die min geld wat jy verdien, is nou maar hierdie pad wat jy moet, hierdie bedoel van jou gemeenskap met hom, deur die gelykvormigheid aan sy dood, dit is deur die geloof objektief in wat Jesus aan die kruis gedoen het, geliefde boetie en sussie. Christus het vir ons gesterf sodat ons 'n oorwinnende lewe kan lewe, en dit is, soos ek sal sê, 'n klap in die Here se gesig, om te kan, soos Paulus dan ook sê, weet, ek verwerp nie die genade, want as geregtigheid deur die wet gekom het, het Christus te vergeefs gesterwe. Wanneer ek die kruis verwerp, geliefde boetie en sussie, en die enigste weg waardeur ons vir God kan lewe, in geregtigheid, en ek probeer my eie geregtigheid oprig deur godsdienstige werke of deur enige ander manier behalwe die kruis, is dit 'n klap in die Here se gesig. En dit wat hy vir ons gedoen het daar, is die voltooide werk, geliefdes. Dit beteken, hy het vir ons alles kom doen wat ons nodig het om vir God te kan lewe in hierdie lewe tot die ewige lewe, want hy is die ewige lewe. En ons het alleenlik in hom, het ons die versoening deur sy bloed, het ons die geregtigheid van God in Christus Jesus. Dis deur die geloof. En dit is die geloof wat ons verkondig, is die geloof in Christus en wat hy gedoen het. En elke prediker, elke evangelis, dit wat God ons geroep het om te doen, is 'n rentmeesterskap aan ons toevertrou, en bewaar ons nie hierdie evangelie van die kruis verkondig nie, want op die einde van die dag gaan mense verlore, het mense verloor hulle die stryd teenoor sonde, want hulle ken nie die waarheid van die kruis nie. En die grootste probleem is dat mense verwerp hierdie boodskap van die kruis, en soveel meer die predikers. En geliefdes, dit is 'n hartseer wat ek vandag vir julle sê, is dat wanneer jy nie onder die submission van God gaan kom, deur die gelykvormigheid aan sy dood nie, gaan jy nie die opstanding ervaar nie. Dit gaan godsdienstige werke wees, die vlees wat hom mooi opgetooi het, met godsdienstige verfoeisels, en al hierdie dinge, maar dit gaan nie die ware
liefde tot eerste liefde van Christus en die werk van geregtigheid wees wat in jou lewe is nie. Geliefdes, mag die Here vir jou seën. Ons gaan weer aan met ons volgende studie. Ons het aan die einde gekom van nog 'n belangrike studie oor hierdie sondige natuur. En die kruis van ons Here Jesus Christus is die enigste antwoord, geliefdes. Mag die Gees van die Here vir jou dit oopmaak in jou hart en mag jy dit omhels. Halleluja. Mag jy dit omhels met alles wat jou in jou is. Prys die Here.